Professor Emerentia Du Plessis. Luisteraars, ons is bevoorreg om vanmôre te praat met Professor Emerentia Du Plessis, soos gewoonlik in ons program Teenwoordigheid. Maar ons het ook 'n gas vanmôre, Dr. Annemarie Oberholzer. Hoe struikel ek nou so oor die Emerentia en die Annemarie, want julle het al twee lang name. En ek sê vir julle beide baie welkom en goeiemôre. Eerste, Emerentia, en gaan dit goed met jou? Goeiemôre Willem en goeiemôre aan elkeen wat luister. Dit gaan sommer baie goed, dankie. En Annemarie, dis wonderlik dat jy met ons wil saamgesels en gaan dit goed met jou en dat jy genoeg moed en durf om vanmôre met die luisteraars te gesels. Ja, baie dankie Willem, baie dankie vir die geleentheid en dit is wonderlik om te gesels. Goeiemôre en aan jou Willem en aan al die luisteraars ook. Nou, luisteraars, ek gaan vanmôre so 'n bietjie die leiersel sommer so in die begin al oorgee vir Professor Emerentia, dat sy met ons praat, want hulle twee is eintlik kollegas daar by die Universiteit van die Noordwes Universiteit, by die skool van verpleegkunde. So Emerentia, vertel ons bietjie wat jy weet van Annemarie en die res moet jy sommer vir haar vra. Ja nee, dit is sommer 'n wonderlike voorreg om vanoggend vir Annemarie saam met ons te hê. Ons het jare terug ontmoet by 'n konferensie van wat Hospivisie aangebied het. En Annemarie is dan ook dan nou die uitvoerende beampte van Hospivisie. So Annemarie, ons sien baie uit daarna om te hoor van die werk wat julle doen en hoe kosbare werk te doen en dan ook eintlik jou persoonlike of jou navorsing wat jy gedoen het oor gesondheidsorg. Ons sien uit daarna om meer te hoor daarvan en dan kyk ons saam hoe kom ons uit by teenwoordigheid en julle werk ook eintlik 'n bediening van teenwoordigheid is en hoe kosbaar dit is. So baie welkom en vertel ons meer van jou asseblief. Baie dankie vir die geleentheid. Ag, ek is regtig so bevoorreg om betrokke te wees by Hospivisie. Ek sê altyd, Hospivisie lewe Matteus 25. As ons hoofdoel is om siekes in die hospitaal te besoek, die pastorale sorg, daai teenwoordigheid, om by die pasiënte te wees. Ons is in 6 hospitale in Gauteng en 4 in die Weskaap. En dit is so groot voorreg om net daar in die staatshospitale alles, om net daar in die hospitale by die pasiënte te wees wat dit die meeste nodig het. Ons het ook, soos ek sê, Matteus 25, ons het 'n sopkombuis by Tshwane Distrikshospitaal vir pasiënte wat daar na die dagkliniek toe kom. Baie keer sit hulle vroegoggend al daar in die tou by die kliniek en hulle het niks kos om te eet of iets om te drink nie. Dan soos 'n sopkombuis daar waar hulle 'n koppie sop en 'n broodjie en 'n koppie tee kan kry. Ons bedien ook families wat daar na die lijkshuis toe kom om 'n geliefde te kom uitken. Hulle stuur hulle na ons toe om vir 'n koppie tee en bemoediging. Ons het 'n klerebank byvoorbeeld. Baie van die pasiënte se klere is beskadig as hulle inkom in die hospitaal of het raak weg in die hospitaal as hulle lank daar is. So voor hulle ontslaan word, gee ons vir hulle klere waarmee hulle kan huis toe gaan. So dit is 'n regtige 'n holistiese, alomvattende diens wat ons lewer vir die pasiënte in die hospitale. En dan het ons ook nou begin, ons het 'n wonderlike voorreg gehad verlede jaar om 'n befondsing te kry van die John Templeton Foundation van Amerika, wat ons ook in staat stel om ook kursusse, ons het baie online kursusse, Hospivisie kursusse, maar ons kan mense nou ook borg om die kursusse by te woon. Ons het ook begin hierdie maand met 'n kapelaanskursus, 'n hospitaalkapelaankursus, 'n 2 jaar kursus wat ons nou ontwikkel het met die hulp van die befondsing.
om kapelane op te lei vir die hospitale, dat ons nou meer ook opgeleid is NQF vlak 5, SAQA geregistreerde kursus, wat ons die kapelane mee oplei. Ons gaan ook hou kongresse en dan ook veral die navorsing in spiritualiteit en gesondheidsorg. So dis baie dinge wat ons doen en dit is so 'n voorreg om betrokke te wees by alles wat ons hier doen by HSPVC. Ek weet nie of ek dalk kan vertel van die navorsing. Ja, Dit is vir my agtergrond is ek uit in die aard van die saak uit verpleegkunde en ek het navorsing gedoen vir my doktoraal oor die belewenis van kinders in die hospitaal. Ek het kinders wat in onkologie wat behandel word vir kanker het ek gefokus op en want ek het gesê hulle is die expert in Engels, kan jy nou die mooi Afrikaanse woord nie dink nie, van hospitalisasie, omdat hulle so gereeld moet terugkom in die hospitaal. So ek het vir hulle gevra, as hulle nou in die hospitaal kom, wie en wat moet daar wees? Wit kamer, wit bed, niks, niemand is daar nie. Wie en wat moet eers, en ek het 19 goed geïdentifiseer, wat ons kan doen as 'n kind in die hospitaal kom, wie en wat moet daar wees? En heel eers het die kinders vir my gesê, mamma en pappa moet daar wees. En dan moet Boetie en Sissie daar wees, en dan moet hulle maatjies daar wees, want dit was almal 6 tot 12 jariges vir wie maatjies nou al belangrik geraak het. Maar wat vir my so opvallend was die 4de belangrikste ding wat hulle wou doen, is hulle wou bid en Bybel lees soos gewoonlik. Hulle geestelike behoeftes was die 4de belangrikste van 19 ander. Nee, dit was goed soos, ek wil speel en ek wil nie pyn hê nie en ek wil lekker eet en ek wil 'n mooi kamer hê en ek wil rekenaar kyk en dan moet terapiehonde kom en al hierdie goed wat gedoen word vir kan gedoen word vir kinders om hulle te bemagtig in die hospitaal. En ek het so 'n gesprek gehad toe nou ook met 'n akademikus en dit het gelei tot 'n postdoktorale navorsing in Christelike spiritualiteit by UNISA, wat ek vir 2 jaar navorsing begin doen het in die veld. En dit was, maar ek het ook die voorreg gehad om 'n navorsingswerkswinkel by te woon by Duke Universiteit in Amerika. En wat vir my opgeval het oor die navorsing, en ek dink die eerste ding is, hierdie navorsing is absoluut besig om te ontplof in die westerse, in Amerika en in Europa. En iemand het op 'n stadium 'n opmerking gemaak en ek dink is nogals baie waar, dat hierdie navorsing is juis besig om so toe te neem in die lande wat wegbeweeg van geloof af. Want mense begin sien, maar ek het nou nie meer my geloof nie, ek dink nou, dit is nou nie regtig nodig nie, maar nou sien ek al hierdie mense om my wat nog vashou aan hulle geloof, doen baie beter, geestelik en emosioneel en liggaamlik, fisies. Hulle funksioneer net beter, hulle doen beter. En dit het nou nogals my belangstelling geprikkel en ek het begin meer oplees en meer kyk wat sê die navorsing en op 'n stadium was dit vir my so 'n bietjie van 'n probleem, wat maak mens nou met hierdie, want dit is net vir ons so goed om 'n geloof te hê en om te glo en daar selfs neurowetenskaplikes wat begin betrokke raak en mense in 'n funksionele scanner sit en functional MRI is die Engelse woord daarvoor en sien hoe die brein reageer wanneer iemand byvoorbeeld bid. En vir my was dit op 'n stadium wat ek weet ook baie van hierdie navorsing is ook partykeer juis met die doel om te sê, maar kyk, dis alles fisiese reaksies. Maar vir my het dit as Christen het dit soveel beteken om te sien hoe alles wat God vir ons in sy woord sê om te doen is eintlik net vir ons goed. En ek sien in hierdie navorsing sien ek eintlik net God se liefde vir ons. Iemand het op 'n stadium lank terug vir my gesê, hoe kan jy 'n Christen wees? Christendom is net reëls en regulasies en dit voel of hulle vasgedruk word deur al hierdie reëls as hulle 'n Christen moet wees. En dit is net vir my so wonderlik om te sien, maar nee, dis nie reëls nie.
wat God net vir ons gee, sommer net, want ons moet hierdie en moet daai doen nie. Dit is alles net goed vir ons. As ons vergewe, is dit goed vir ons liggaam. As ons bid vir hom, is dit goed vir ons liggaam. Maar baie belangrik, op die einde van die dag, dien ek nie God vir wat hy kan doen vir my nie. Ek dien hom vir wie hy is. So, dit is net vir my baie belangrik om te onthou, wanneer mens kyk na hierdie navorsing. Maar dit is regtig 'n baie interessante veld, en ook, ons het ook met die befondsing wat ons kry, het ons ook navorsingsstudies wat ons kan befonds, wat as iemand navorsing doen in hierdie veld van spiritualiteit en geloof en gesondheid en gesondheidsorg. So ons kan ook sulke studies befonds, en dit is so nodig in Suid-Afrika, want dit is regtig 'n veld, soos ek sê, dit ontplof oor see. Daar's soveel navorsing oor see, maar daar's nie regtig in Suid-Afrika hierdie navorsing beskikbaar nie. Marie, weet ek dink jy sê nou van die mense wat in die lande waar godsdienst minder beklemtoon word, word dalk meer bewus van die verskil tussen 'n gelowige en 'n ongelowige se toestand. En dan dink ek maar in ons land ook, jy weet, daar's ook maar ongelowiges en gelowiges, maar ons is so dankbaar om te weet dat ons miskien 'n bietjie meer vryheid en toegang het. En in die hospitale dink ek is daar absoluut 'n geleentheid, want daar is waarskynlik die minste blokkasies om die evangelie te verkondig. Ek was 'n paar jaar betrokke by in die weermag, by die mediese kommandement, en as jy dan deur die hospitale stap, dan sien jy dat jy eintlik met daai kruiskaartjie 'n paspoort het, wat ongeëwenaarde toegang gee in die hospitale. Dit was my wonderlik, dat ek wou dit nooit misbruik nie, maar eintlik het jy baie toegang gehad, en 'n groot verantwoordelikheid gehad om dit dan met oorleg te gebruik. Jy weet, nie net te misbruik nie. Maar voordat ons verder gaan, kom ons vat so 'n kort breekie, ons luister 'n stukkie musiek en dan praat ons verder. Nou, jy kan maar met my praat as jy iets wil sê, maar kom ons praat net. Is jy reg, Emerentja, vir die volgende gedeelte? Want miskien moet ons net so 'n bietjie vashak by hierdie navorsing. Maar jy wil by teenwoordigheid uitkom, nee, Emerentja? Ja, maar ek kan duidelik 'n link sien tussen wat Annemarie nou gesê het en teenwoordigheid. So ja. Okay. Ek sal graag wil praat oor hoe ons ook die pasiënte ondersteun en hoe ons Ja, nee, maar ons sê nog baie kans gee. Ek wil net so 3 sekondes stilte hê, want dit gee vir Piet wat die program deurgaan 'n teken, daar's die lyntjie word so plat so. Ons praat met Dr. Annemarie Oberholzer, en ons luister lekker na haar oor haar lewenspad in die Hospice Vision van haar lewe, of afdeling van haar lewe. Ons sal later dalk meer hoor oor haarself, maar nou eers. Emerentja, julle twee werk saam, en ek het eintlik gedink, jy moet maar weer vir haar, want jy vra sulke interessante vrae, dan hou sy met lekker goed aanpraat. So, oor na jou, Emerentja. Ja, dankie. Ja, ek het eintlik meer 'n opmerking en wat eintlik dan 'n vraag word is, terwyl jy gepraat het, Annemarie, het ek so die gevoel gekry dat God se teenwoordigheid in ons, hele wese, begrond ons. Dit gee vir ons 'n teenwoordigheid, 'n gewig, waar ook al ons beweeg, en dat ons dan sy teenwoordigheid kan uitleef teenoor pasiënte. So vertel ons meer oor hoe julle dan teenwoordig is by pasiënte en by verpleegpersoneel of gesondheidspersoneel. Dit is, soos ek sê, dit is regtig so 'n groot voorreg om daar te wees. So baie pasiënte in die staatshospitale
kom van ver af. Ons is nou veral ook daar in Steve Biko wat 'n verwysingshospitaal is, waar die akademiese hospitaal waar daar baie mense van ver af kom, of selfs nie noodwendig eers so ver nie, maar publieke vervoer is duur vir iemand wat nie 'n inkomste het nie. So baie van daai pasiënte is in die hospitaal en hulle familie het geen manier om hulle te kom besoek of by hulle uit te kom nie. En dit is hoekom ons dan ook vir hulle byvoorbeeld voorsien van 'n tandeborsel en tandepaste en seep en sulke tipe goed en klere en goed wat hulle nodig het in die hospitaal, want die familie kan nie by hulle uitkom nie, maar dan ook daardie teenwoordigheid. Daar was op 'n stadium 'n pasiënt wat die saal het gebel en gesê 'n pasiënt wil iemand sien van HSPVC, en toe ons beraader daar kom, toe sê die pasiënt, sit net hier by my. En toe die HSPVC beraader sê, of die vrywilliger sê, maar wat kan ek vir jou doen, waaroor wil jy praat? Toe sê hy, nee, shush, moenie praat nie, sit net by my. En die persoon het daar gesit vir lank, wat die pasiënt glad nie gepraat het nie, en toe sê die pasiënt, dis reg, jy kan nou maar gaan. So, pasiënt het partykeer net daar, en net iemand wat net by hulle sit, wat net daar is. Ek sê altyd, ons moet natuurlik ook baie versigtig wees, daar is mense van verskillende gelowe. HSPVC is 'n Christelike organisasie, maar ons werk respekvol met mense van ander gelowe. Ons kan nie, die pasiënt is in 'n kwesbare situasie, hy kan nie opstaan en omdraai en wegstap as hy ongemaklik voel nie, so ons moet baie versigtig wees hoe ons die pasiënte benader. En uit die aard van die saak kry ons baie geleentheid waar die pasiënt van sy kant af sê, ek wil my saak met die Here regmaak, help my. Maar van ons kant af, en ek sê altyd vir die vrywilligers, as ons die opleidingskursus doen, dan sê ek, ja, Jesus het gesê, gaan maak disippels van al die nasies, maar gaan kyk hoe het hy dit gedoen. Hy het saam met die mense wat op pad was na Emmaus, het hy saam met hulle gestap en hy het basies vir hulle gesê, kom as jy hartseer, vertel my jou storie. En dit is wat ons die vrywilligers aanmoedig, om net by die pasiënt te sit en te sê, vertel vir my jou storie. Hoe gaan dit met jou vandag? Hoe kan ons, waardeur gaan jy? So ons kom net eers in en ons luister, en ek dink dit is so belangrik, die luister, en dit is ook 'n groot deel van ons opleiding, wat ons doen met die vrywilligers, want hulle moet eers deur 'n opleidingskursus gaan, voor hulle kan werk as vrywilligers in die hospitale. En 'n groot deel van die opleidingskursus gaan oor hoe om te luister, om net daar te sit by die pasiënt se bed en net te luister. En dit is 'n groot deel, dink ek ook, van om net teenwoordig te wees by hulle, want die gesondheidspersoneel is onder geweldige druk, en hulle hardloop die hele tyd heen en weer. Hulle het nie regtig tyd om net stil te staan nie. As hulle by die bed kom, is dit 'n prosedure. Dis nie net om te staan en te luister nie. En ek dink dit is waar HSPVC so groot rol speel en so groot verskil maak. En ja, soos jy genoem het, Emerentia, ook die personeel. Dit is nogals, HSPVC het nog altyd die personeel ondersteun, maar ek dink in 2020 het dit wat ons partykeer nie altyd in die sale mag ingegaan het gedurende COVID, het ons baie keer dan nou net gefokus op die ondersteuning van die personeel, want hulle het regtig deur 'n verskriklike moeilike tyd gegaan in 2020. So ons fokus het geskuif om die personeel te ondersteun, en toe die sale weer oopmaak en ons in die sale kan ingaan, toe wil die personeel nie los van daai ondersteun, toe sê hulle, maar ons is al klaar hierdie kultuur gevestig waar ons die personeel ondersteun. En hulle het dit so nodig. Ons het ook nou met befondsing wat ons gekry het van die John Templeton Foundation, het ons ook 'n opleiding of 'n werkswinkel ontwikkel vir die mense, vir die gesondheidsorgpersoneel by HPCSA, wat die professionele liggaam van baie van die gesondheidswerkers is, wat geakkrediteer is vir punte, professionele punte, wat ons dan in die hospitale ingaan, en ook net bietjie fokus op die personeel, om hulle te bemagtig ook, om oop te wees vir die wêreldbeskouing en die spiritualiteit van hulle pasiënte, maar ook vir hulle self, net so bietjie selfsorg, en om net weer hulle aan te moedig om hulle sin en betekenis in die lewe te vind, en om met nuwe passie ook te werk in die hospitaal, want ek dink dit is so maklik om uit te brand in die staatshospitale vir die personeel, en dan verloor hulle maar hulle passie
vir die werk wat hulle doen. So ons probeer ook daar 'n verskil maak om regtig te fokus ook op die gesondheidsorgpersoneel en op die verpleegkundiges om hulle weer te bemagtig weer met nuwe passie en nuwe moed om die werk te doen wat hulle doen. Ja, nee, dit klink baie kosbaar en ek wil ook sommer sê namens al die pasiënte en personeel dankie vir die werk wat julle doen. En ek weet ook die Here seën dit met julle uitbreiding na die Kaap toe en waar julle ook nou daar betrokke is. En ek wonder sommer ook, hoe sorg julle vir julleself as julle hierdie belangrike werk doen? Wat julle inbou in julle span om teenwoordig te wees by mekaar en by julleself? Dit is baie belangrik. Wat is die mooi Afrikaanse woord vir debrief? Om net as 'n span ook by mekaar te kom. Want sekondêre trauma is 'n realiteit. As 'n mens by mense sit en jy hoor die hele tyd van hulle trauma wat hulle deur is. En mense is partykeer so magteloos. Jy wil partykeer net ingryp as jy hoor van hierdie pasiënt en hulle probleme by die huis en daar was al vrywilligers wat gesê het, maar kan ek nie na die persoon se huis toe gaan en gaan help nie? En ons moet sê nee, ons moet fokus op, ons kan verwys en ons het baie lyste van verwysing en maatskaplike werkers en as daar 'n groot probleem is, kan ons verwys en na kerke en na instansies soos maatskaplike werkinstansies in die gemeenskap. Maar dit is partykeer moeilik om ons werk net te beperk en na die pasiënte in die hospitaal en wat ons daar kan doen. En ek dink is baie keer ook wat mense so magteloos voel en so graag meer wil doen vir 'n pasiënt en wil voel dat ons doen nie genoeg nie, maar dit is ook belangrik om te erken, ons kan ook net doen wat ons kan doen. En om dit in 'n groep en daai ondersteuning ook vir mekaar te gee. En ons is baie streng ook met die vrywilligers kan nie net op hulle eie inkom in die hospitale en aangaan en huis toe gaan nie. Hulle moet terugkom na die kantoor toe van die hospitaal vir 'n debriefing sessie om net te praat oor dit wat hulle gehoor het, dit wat hulle beleef het met die pasiënte. So dit is baie belangrik om ook na ons personeel se geestesgesondheid en die ondersteuning daar te kyk. Annemarie, dink jy net mense wat nou opleiding het kan werklik teenwoordig wees by ander? Nee, kyk, ons vrywilligers kom van ons het, en dit is wat vir my soveel, ek moet dit net sê, soveel hoop gee vir ons land met as die mense wat ek sien wat betrokke raak by HSVVC. Ons het byvoorbeeld ons is by die Staatshospitaal Mamelodi en by Kalafong en baie van ons vrywilligers kom uit Mamelodi, hulle kom uit Atteridgeville uit en hulle het nie werk nie, hulle het baie keer nie opleiding nie, hulle het baie keer nie eers matriek klaar gemaak nie. En hulle kom doen ons kursus. Ons kursus is Spiritual Care and Counseling for the Sick, spesifiek die kursus wat verwag word van die vrywilligers. Wanneer hulle met kinders werk, moet hulle ook die Holistic Care and Support of Vulnerable Children, die kursus moet hulle dan ook doen as hulle met kinders wil werk en dan natuurlik al die wette en die vorms wat hulle moet invul en polisie klaring en die tipe van ding kry. Maar die opleiding is belangrik vir hulle om te doen as hulle met die kinders wil werk, net as hulle met volwassenes wil werk, die Spiritual Care and Counseling for the Sick kursus, ons het ook 'n trauma beradings trauma counseling skills kursus ook wat hulle doen as hulle in die trauma eenheid wil werk. So ons bemagtig hulle van ons kant af met hierdie kursusse, maar dit is mense wat, en baie van hulle sal sê, maar ek het nie werk nie, eintlik soek ek werk, of ek sal graag werk wil hê, maar ek wil nie by die huis sit en niks doen nie. So, terwyl ek kan werk as 'n vrywilliger, kom ek in, en daai mense is elke week daar, en hulle kom werk in die hospitale, en hulle is daar vir die pasiënte, en dis regtig die wonderlikste vrywilligers wat ons het, wat vir HSPVC werk. So nee, daar is geen kwalifikasie vereiste om 'n vrywilliger te wees vir HSPVC nie.
Ons het wel, wat ons ook het, is in Steve Biko, en ons het nou ook onlangs begin by Tygerberg Hospitaal, wat ons sielkunde studente wat honneurs in sielkunde het, wat klaar is met hulle honneurs in sielkunde en graag wil aansoek doen vir hulle meestersgraad in kliniese sielkunde, of 'n ander meestersgraad in sielkunde, wat ons weet hoe moeilik is dit om in te kom om 'n meestersgraad in sielkunde te doen. So daai studente kom werk ook vir ons as vrywilligers. Hulle is daar 2 oggende 'n week wat ons kry klomp aansoeke. Ons kry amper 200 aansoeke, dink ek, het ons laas by Steve Biko gekry en ons kies net 25 wat dan vir die jaar by ons werk. Ons help hulle dan ook as hulle dan 'n verslag benodig van 'n instansie, sal ons dit vir hulle doen vir die aansoeke vir hulle meesters. En dan en dis nou jong mense, dis nou studente wat nou net klaar maak en baie van hulle is die eerste keer wat hulle in 'n hospitaal kom en hulle het baie ondersteuning ook nodig. En dit is vir hulle ook maar bietjie rof om dit so te ervaar en dan skielik hierdie pasiënte wat so siek is en wat soveel probleme het ook. So ons het daar is dit ook baie belangrik dat ons ook hulle behoorlik ondersteun. Maar so ons het daai 'n paar vrywilligers wat vir ons help daar, maar vir die res daar is geen kwalifikasies wat 'n vereiste is vir 'n vrywilliger by HSPVC nie. Nou ja, kom ons luister net na die musiek, bietjie verder na Annemarie en Emerentia. Annemarie, ek gaan vir jou nog, of ons gaan nog een so sasiekie dan, maar ek sien jou veld is baie groot. Jy weet, daar's eintlik 100 goed wat ek jou wil vra. En want dis van ondersteuning van jouself, want enigiemand wat daar werk, moet hierdie ondersteuning kry. En iemand want jy gee dit, maar jy moet ook ondersteuning kry. Jy weet, ek het my berading gedoen en van die goed wat ek geleer het is die briefing wat jy sê, ek het nou Afrikaanse woord gesoek en ek kry dit nie op my voetjie nie, maar in elk geval, ek moet nou seker dit soek. Maar dit was vir my verrassend om te sien daai tyd toe ons dit gedoen het, as ons terugkom en ons praat met mekaar as beraders. Hoe borrel dit eintlik uit ons uit, jy weet, om 'n geleentheid te kry want een keer kom jy daar, dan is jy die berader, en volgende keer, en ek is die pasiënt, en volgende keer hulle is net, eerste keer vra hulle, ons het allemaal gevra vir die prof, jy weet nou, wat moet ons vir die ander sê? Sê, as jy 'n goeie beraders vra my vraag, jy weet, en die sessies was eintlik altyd te kort, wil ek amper sê, jy weet, vir die briefing, so dit was, ek dink vir hierdie klomp predikante was dit 'n wonderlike belewenis om 'n bietjie hulle gemoed amper te kan skoonmaak. Ek weet nie wat moet ek dit sê. Hoe moet ek dit sê? Ja, miskien was reg gemoed skoon. Goed, kom ons gaan aan so 3 sekondes stilte. Ons spesiale gas vandag is Dr. Annemarie Oopholzer, maar ons praat ook met professor Emerentia wat gereeld met ons praat. Emerentia, jy is al lankal besig met teenwoordig en dis eintlik waar jy baie gekruis het, oor die teenwoordig wees by mense en die organisasies en die werk wat jy doen om teenwoordig te wees. Is daar sekere mense wat jy beleef dat hulle dit met 'n passie, of met 'n passie, of dalk sommer van nature beter doen, en is Annemarie dalk een van hulle? Ja, beslis is Annemarie een van hulle. Ja, ek het dieselfde gedagte by my opgekom is dat om 'n gelowige te wees, maak eintlik ook die deur oop vir teenwoordigheid, want dit dring ons om by ander mense te wees en om te gee vir hulle. Ek dink nie dit is eksklusief aan gelowiges nie, so
Ek dink ook as 'n mens 'n natuurlike omgee het vir ander mense en ook 'n ingesteldheid om te luister, dink ek dit is ook 'n goeie teenwoordigheid, maar ek dink ook mense kan op verskillende maniere teenwoordig wees. So mense hoef nie noodwendig te sit en luister nie. Jy kan 'n koppie sop aandra of die deur oopmaak vir iemand of net glimlag vir iemand of 'n praktiese iets doen. En dit is ook teenwoordigheid, want mens is ingestel op wat is die ander persoon se behoefte in daardie oomblik. So teenwoordigheid kan baie verskillend lyk in verskillende omstandighede. En ek wonder, Annemarie, jy het so 'n rukkie vroeër in ons gesprek gesê dat hierdie idee van geestelikheid en miskien ook teenwoordigheid word baie meer nou prominent in navorsing internasionaal. En ek het ook die tendens gesien in sosiale media dat mense meer praat oor, al is dit nie noodwendig Christelike geestelikheid nie, maar 'n geestelike ingesteldheid en die waarde daarvan en hoe dit ons anker en hoe dit 'n verskil kan maak in ons lewe. So wat het jy raak gesien in navorsing internasionaal en Suid-Afrika oor teenwoordigheid en geestelikheid en hoe ons dit kan koppel aan gesondheid? Dit is, ek kan ook net sê ook om te begin daar net met my eie ervaring ook, is wat ek dink ons moet versigtig oor wees, is passie. Aan die een kant is om passievol te wees en om jou sin en betekenis in die lewe te vind, dink ek is ook 'n beskerming vir uitbranding. Dit is as ek, want dit soos ek sê, ek voel so bevoorreg om betrokke te wees by HSPVC en ek sien so alles wat mense doen en dit is my so wonderlik en ek het self so passie vir hierdie veld, maar passie kan ook gevaarlik wees as 'n mens dan voel jy moet die heeltyd net dit doen. So ek dink daardie grense is verskriklik belangrik om te weet, maar en ek is nogal streng met my personeel, want party van hulle dan kom 'n nuwe persoon aan en dan sien ek hier Saterdag en aande laat en oggende vroeg begin e-posse trek en dan sê ek vir nee, naweke is uit vir e-posse, behalwe as dit regtig iets dringend is. Skakel af oor naweke, asof as jy nie by die hospitaal is of hoef te wees daar nie. So dit is ook belangrik om daardie grense te stel, om ook net dinge anders te doen weg van die werk af. En ek dink dit is nogals baie belangrik. Ek is nou in 'n fase van my lewe ook waar ek ons nou 'n leenes het en dis net ek en my man. So dit is partykeer is dit maklik om net aan te hou met werk en in die aande te werk en as hy werk, werk ek ook en hy het ook 'n vol dag en ek dink om net op 'n punt te kom wat mense ook net sê, maar kom ons moet nou net afskakel. Ons gaan net vir naweke weg en ons doen net, vat net 'n breek, want dis passie kan 'n mens juis lei tot uitbranding as 'n mens nie versigtig is met die grense nie. So ek dink dit is dis vir my iets baie belangrik en ook om by my personeel, want omdat almal van hulle so passievol is. Voor ek aangaan met die navorsing, ekskuus Emerensie, ek wil nou net eers noem ook wat ek byvoorbeeld nou die dag, was daar nie parkering waar ek gewoonlik parkeer nie en ek ry so om en ek parkeer daar reg langs die lijkshuis daar by Tshwane Distrikshospitaal en hier staan een van ons, sy is 'n maatskaplike werker, maar sy is ook 'n predikant in haar kerk. Hier staan sy vol mooi aangetrek, netjies. Ek sê vir by die lijkshuis, ek sê vir waar gaan jy nou heen? Waar is jy nou op pad? Wat? Sy sê nee, hulle het die begrafnis van daar soveel liggame in die lijkshuis van mense wat nie opgeëis word nie, nie geïdentifiseer word nie. En dan gaan die lijkshuis saam met die munisipaliteit en hulle begrawe die liggame en sy kan nie sien dat die mense daar begrawe word sonder dat daar 'n diens vir hulle gehou word nie. So uit haar eie uit, dit word glad nie van haar verwag nie, maar sy gaan meld haarself aan en sy gaan saam met hulle en sy gaan hou 'n diens vir elke liggaam wat daar in die grond geplaas word. So sulke tipe mense wat ons mee werk, wat so wonderlik is, en ek dink dit is ook waar soveel verskillende maniere hoe ons mense bedien, en hoe die mense net in HSPVC net so wonderlik is, maar ja, om terug te kom na die navorsing,
daar is soveel navorsing, maar weer eens, mens moet nou so versigtig wees, want soos byvoorbeeld, navorsing bewys dat mense wat meer gelowig is en veral dan nou ook betrokke is by 'n kerk en by hulle kerkgemeenskap, is daar 'n stadiger as hulle oud word, 'n kognitiewe agteruitgang. Maar dan is dit ook, en baie van hierdie goed, soos byvoorbeeld dit kan 'n buffer wees teen depressie, teen angstigheid, teen pyn, beter immuniteit, minder stres. Daar's soveel studies wat terugkom en dit bewys, maar dan moet mens nou ook baie versigtig wees om nie te sê, en veral iets soos geloof. Dit kan so maklik wees om te sê, as jy angstig is, glo net. As jy depressief is, glo net. En dan voel mense, maar ek glo, ek het 'n geloof, en dit help nou, hoekom is ek nog steeds? So dit is baie belangrik om ook te sê, dit is persentasiegewys, maar dis 'n persentasie. Soos ek altyd vir die pasiënte ook in die hospitaal gesê, dan wil hulle so graag by die dokter weet, dokter, wat is die kans vir my kind om genees te word, dan wil hulle graag 'n persentasie hê. En ek het net altyd sê, 'n persentasie maak nie saak nie, al is dit 10% kans wat jy het om nie gesond te word nie. As jy in daai 10% kans val, as jy nie gesond word nie, is dit vir jou 100% dat jy nie gesond word nie. So ons moet baie versigtig wees om persentasies te gebruik en om hierdie navorsing veral te gebruik om vir mense te sê, maar ons moet net glo. My eie moeder het Alzheimer's gekry en sy was baie gelowig geweest, en dan kom die navorsing en dan sê hulle, maar dit is eintlik om gelowig te wees en om betrokke te wees by 'n geloofsgemeenskap is so 'n bietjie van 'n buffer teen Alzheimer's. En dan dink ek, ja, dis goed, maar dit het nie vir my eie ma gewerk nie. So ons moet versigtig wees met hoe ons omgaan met die navorsing. Dis hoekom ek is altyd baie versigtig as ek praat oor die navorsing, soos ek sê ook, omdat dit wys dat dit geloof om te glo en om te bid en om hierdie goed te doen is belangrik vir ons, maar ons moet nie, ek dink, die hele ervaring van God en ons belewenis, en God is so groot, en sy doel met elkeen van ons is so uiteenlopend. Ons moet net versigtig wees, want ek dink die oomblik wat ons vir God in 'n boksie probeer sit en sê, maar jy moet so of so reageer, en dis wat die navorsing sê, en nou moet ek so en so maak, dan sit ons vir God in 'n boksie, en dan is hy nie meer God nie. God is juis God, omdat hy so groot is en so onbeperk is. So ons moet versigtig, maar dit is eintlik baie opwindend om hierdie navorsing te lees, om te sien hoe mense se brein verskil. Daar is selfs mense wat ek sê in die funksionele MRI, wat hulle sien die verskil tussen hoe 'n brein lyk wat hierdie gedagtes, skus ek praat baie in Engels oor, dit is moeilik om Afrikaans uit te druk, maar as hulle hierdie revenge, ek wil wraak neem gedagtes koester in hulle brein, lyk hulle brein heeltemal anders as wanneer hulle vergewe. Dat jy kan die strukturele veranderinge en die paadjies in die brein sien verander wanneer iemand anders vergewe. En ek dink dit is wat dit so opwindend maak, dat en baie mense sê, ja, dit was maar, hulle kan baie maklik sê, ja, Petrus was maar net 'n Paulus, was maar net 'n gewone mens wat hierdie briewe geskryf het. Maar die insig en Jesus, die insig, as party mense wat ook wil redeneer dat Jesus net 'n profeet was, die insig wat hulle in daai tyd gehad het, moes absoluut, as mens sien die navorsing wat nou uitkom, wat wys wat hulle geskryf het in die Bybel, is die impak wat dit het, om te weet dat, hoe goed is vergifnis, hoe verander jou brein, soos ek sê met vergifnis, hoe selfs as jy bid en lang tye in gebed saam met God spandeer, wat endorfine vrygestel word, die goedvoelhormone in 'n mens se liggaam wat vrygestel word. So om te sien hoe goed is dit wat God vir ons gesê het, ons moet doen in die Bybel, hoe goed is dit eintlik vir ons, en dit, soos ek reeds gesê, dit is net vir my 'n teken van God se liefde, wat hy vir ons sê hoe ons moet lewe, en as ons so lewe, dan kan ons net flourish en floreer
in die lewe. Maar dit is nie, weer eens, dit is nie 'n 'n bloudruk om sonder teëspoed te lewe nie. Dit moet ons net Ja. weet. Teëspoed en siekte en rampe wat oor ons kom is deel van die lewe. Ja, maar die wonderlike wat jy sê is, jy weet, Christus was eintlik vir ons die voorbeeld van die pastor, die sielkundige, die een Ja. wat teenwoordig kon wees en wat nog steeds teenwoordig is. Dis die wonder. Absoluut. Hy leef nog, jy weet, en hy is met ons. Ja. Ek wil begin saamvat en vra aan Emerentia, as jy so luister na Annemarie, wat val jou op? Wat is jou belewenis en miskien raakvlakke wat jy met haar gesprek van vandag het? Ja, so Annemarie, dankie vir wat jy deel. Dit is so inspirerend. Ek dink enige iemand wat luister vanoggend ervaar hoop en sien ook die geleenthede raak hoe ons elkeen kan teenwoordig wees, waar ook al ons is, dat ons kan uitreik na ander en dat ons weet dit maak 'n verskil. So dankie vir julle teenwoordigheid en dankie vir die werk wat julle doen en net deur hoe julle is en wie julle is julle inspirasie vir ons ander. So baie dankie daarvoor. Ja, ek wil net vir julle baie dankie sê vir die geleentheid wat julle vir my gegee het om te kan vertel van die wonderlike werk wat HSPVC doen. Ja, hier is 'n gesprek met baie hoeke en draaie. Miskien 'n laaste woord, Annemarie, as ek jou wil nog net vra, net vir my gedagtes bietjie in 'n rigting stuur. Hoekom het julle Matteus 25 as julle basis hoeksteen hoofstuk? Wat Dit is maar waar spesifiek in Matteus 25 wat ek ja. Ja, dit is die deel waar Jesus sê as julle iemand gesien het wat honger was, het julle kos gegee vir die persoon, of as hy dors was, het julle vir hom iets gegee om te drink. As hy klere nodig gehad het, gee vir hom klere. As hy in die hospitaal is, toe hom gaan besoek. En ek voel dit is nogals wat ons HSPVC doen. Ons sien 'n behoefte raak en ons spreek dit aan en dit is so iets wat so natuurlik kom. Selfs die maatskaplike werker wat gegaan het en vir mense gaan 'n diens hou het, waar niemand dit eintlik eers weet nie. Die grafgrawers het dit geweet en ek dink hulle het dit ongelooflik baie waardeer ook en die mense, want dit is maar 'n moeilike ding dink ek vir almal. Om hierdie mense te besef, hier is mense wat niemand het hulle liggame kom opeis nie. Waar is hulle vriende en hulle familie? En dit was maar vir die lykshuis ook, vir almal is dit moeilik en dit is hierdie behoefte ook wat sy raak gesien het en sy was daar, sy het daar gaan teenwoordig wees. Mense wat dit nie gaan weet nie, maar sy was daar en sy was teenwoordig en dit het so groot verskil gemaak ook oor almal rondom haar wat dit agtergekom het dat dit 'n diens is wat sy lewer. So ek dink ja, dit is maar die hele idee van HSPVC en almal wat betrokke is by HSPVC om te kyk waar is daar 'n behoefte en dit aan te spreek. Want ek vra, die woord van die Here is vir ons kragtig, jy weet, en dit dan is dit nie nou 'n beroep wat Annemarie of Emerentia op ons doen om te gaan teenwoordig wees nie, maar ons hoor dit uit die skrif en God sê vir ons, julle is hier as my verteenwoordigers en kyk net hoe kragtig trek hy eintlik die kring baie wyd vir elkeen van ons wat luister ook, van ons luisteraars, om te sê, maar jy's nie uitgesluit nie. Jy's een van die wat moet en kan 'n verskil maak daar waar jy is, aan partykeer die een wat jy eintlik die minste dit kan verwag. Kom ons sluit af en sê Annemarie, ons gaan weer met jou praat as jy 'n geleentheid het, want hierdie, soos ek sê, hierdie saak het baie kante wat ek nog 'n paar vrae wil hoor of wil vra. As iemand dalk met jou iets wil vra, gee gerus 'n kontaknommer en daarna gaan ek vra Emerentia vir jou doen dieselfde. Ja, my selfoonnommer is 082 562 5912. Ek kan dit net herhaal, 082 562 5912. Of hulle kan ons HSPVC kantoor skakel by 012 32 99
9492. Ek herhaal net weer 012-329-9492. Dit is by ons hoofkantoornommer in Pretoria. Ja, en Emerentia, so laaste woord en miskien 'n kontakbesonderheid. Ja, my nommer is 079 773 4339. Ek sê ook net weer 079 773 4339. En ek wens vir almal 'n wonderlike teenwoordige week vorentoe en baie seën. Baie dankie julle twee, dit was dan ons spesiale gas vandag, Dr. Annemarie Oberholzer, en ook dan ons gewone saamprater, Professor Emerentia Du Plessis. Baie dankie vir die twee dames wat vanoggend met ons gepraat het. Baie seën vir julle werk en ons hoop julle voel elke dag ook dat iemand by julle teenwoordig is. Tot 'n volgende keer. Dankie, Win. Totsiens.